Deuteronomium hoofstuk 10. Gedurende hierdie tyd het die Here vir my gesê, jy moet 2 kliptafels uitkap wat net soos die vorige 2 lyk. Dan moet jy die berg uitklim en na my toe kom. Jy moet ook uit hout vir jou 'n ark maak. Op die 2 kliptafels sal ek weer die woorde neerskryf wat geskryf was op die vorige tafels wat jy gebreek het. Sit dan hierdie nuwe tafels in die ark. Ek het toe uit hout van die akasia boom 'n ark gemaak. Toe het ek 2 kliptafels uitgekap wat soos die vorige tafels gelyk het. Daarna het ek die tafels in my hande geneem en teen die berg uitgeklim. In sy eie handskrif het die Here weer die 10 gebooie op die tafels geskryf, soos op die eerstes. Dit was die woorde wat die Here vanuit die vuur aan julle verkondig het toe julle by die berg vergader het. Toe het die Here die tafels aan my gegee. Ek het die berg afgegaan en die tafels in die ark neergesit wat ek vroeër gemaak het, waar dit vandag nog is, soos die Here my beveel het. Van Beerot bene Jaakan af het die Israeliete getrek na Moserot. Aaron het daar gesterf en is ook daar begrawe. Sy seun Eleazar het hom opgevolg as priester. Daarvandaan het hulle na Gidgod, wat ook Gor-Hagidgat genoem word, getrek, en vandaar na Jotbat, waar daar baie waterstrome is. Dit is gedurende hierdie tyd dat die Here die stam van Levi afgesonder het om die verbondsark van die Here te dra. Hulle moet in die teenwoordigheid van die Here diens doen en in sy naam die seën uitspreek. Dit is vandag nog hulle taak. Dit is die rede waarom hulle nie 'n erfdeel onder hulle broers het nie, maar die Here is hulle erfdeel, presies soos die Here jou God hulle beloof het. Net soos die eerste keer het ek vir 40 dae en vir 40 nagte daar op die berg voor die Here gestaan. En die Here het weer na my geluister en het daarteen besluit om julle te vernietig. Toe het die Here vir my gesê, maak gereed en trek voor die volk uit. Hulle moet die land binne gaan en dit in besit neem, want ek het met 'n eed aan hulle voorvaders beloof om die land aan hulle te gee. Dus, Israel, wat meer verwag die Here jou God van jou, as dat jy vir die Here jou God respek moet hê, dat jy getrou in sy paaie moet wandel, dat jy die Here jou God moet lief hê en hom met jou hele hart en siel moet dien, en dat jy die gebooie en voorskrifte van die Here moet nakom wat ek jou vandag voorhou, sodat dit altyd met jou goed kan gaan. Die hemel, ja, ook die hoogste hemele, die aarde en alles wat op die aarde is, behoort aan die Here jou God. Uit al die mense wat op die aarde geleef het die Here jou voorvaders baie lief gehad. Daarom het hy julle, hulle nageslag, bo al die volke gekies. Vandag is dit steeds so. Julle moet die vooruit van julle harte besny en ophou om so hardkoppig te wees. Want slegs die Here julle God is God bo al die gode, en hy is die Here bo alle Here. Hy is die groot en magtige en sterke God. Hy neem geen omkoopgeskenk aan nie en is ook nie partydig nie. Hy verskaf reg aan die weduwee en die wees. Die vreemdeling het hy so lief dat hy aan hom kos en klere verskaf. Julle moet self ook die vreemdelinge lief hê, omdat julle ook vreemdelinge in Egipte was. Jy moet respek hê vir die Here jou God. Jy mag slegs hom dien en jy mag slegs hom volg en jy mag slegs in sy naam sweer. Jy mag slegs hom loof omdat jy met jou eie oë al die groot en magtige wonders gesien het wat hy aan jou gedoen het. Jou voorvaders was maar 70 siele toe hulle na Egipte getrek het, maar die Here jou God het julle so baie gemaak soos die sterre in die hemel.